Het jy al ooit gewonder hoekom jy op sekere maniere optree? Weet baie keer doen mens sekere goed, jy raak gewoond daaraan, maar ja, jy wonder soms agterna, maar hoekom het ek so opgetree? Waar kom dit vandaan? Nou in die volgende paar sessies wil ons bietjie daarna kyk. Gaan kyk waar kom al ons gedragspatrone vandaan en hoekom ons sekere dinge op sekere maniere doen. Nou voordat ons aangaan daarmee, wil ek eers nou weer kyk na hierdie week se skrifgedeelte waarby ons stil word. Ons is nou by Johannes 5 vers 1 tot 28. Nou die vers wat ek self in die week stil mee geraak het, was vers 24, waar Jesus sê, dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Nou ek gaan sommer weer lees die gedagtes wat ek neergeskryf het, is my kind, om in my te glo, vra oorgawe en vertroue. Dit vra die gewilligheid om jou lewe aan my toe te vertrou. Dit is om te glo dat ek die weg, die waarheid en die lewe is. Dit is om in 'n verhouding met my te leef. Dit beteken dat ek in jou kom woning maak. Omdat ek lewe is, die bron van alle lewe, skep ek lewe oral waar ek teenwoordig is. Daarom maak my teenwoordigheid ook vir jou lewend. Dit beteken dat jy weer lewend word vir wat ek sê en doen. Jy begin weer bewus word van dit waarmee ek besig is. Oral waar ek teenwoordig is dit soos 'n lewende water in 'n dor woestyn. Wanneer die water begin vloei, kom daar eenvoudig lewe. Hierdie lewe maak dat jy weer sensitief word vir my inspraak, my stem, my leiding. Jy word al meer bewus van die feit dat jy nooit meer alleen is nie. Dat ek by jou betrokke is en ook vir jou betrek by dit wat ek doen. Wanneer jy my lewe in jou het, verander dit ook jou dors, jou smaak, jou begeertes. Omdat jy egte lewende water geproe het, het jy dan geen dors meer na brakwater nie. Jy leer ken die verskil en daarom neem jou dors en verlange na dit wat ek deel net die hele tyd toe. Jy begin al meer raak te sien en te besef dat jy nie daarvoor hoef te werk nie. Dit vra nie inspanning om dit te verkry nie. Dit vra net die gewilligheid om na my toe te draai en na my te luister. Hulle wat luister sal hoor. En die wat hoor sal vernuwe word, herstel word, genees word, lewend word. My woord is immers lewend en kragtig. Dit skep lewe en bring perspektief. Ons kom nou by 'n baie belangrike deel van ons disippelskapreis. Gelukkig is daar vandag al hoe meer geestelike leiers en skrywers wat besef dat die werklike reis van disippelskap nie 'n reis is waar dit gaan net oor die aanleer van sekere vaardighede nie. Daar was 'n tyd wat disippelskap kursusse daarin bestaan het uit hoe om Bybel te lees, hoe om te bid, hoe om te getuig, hoe om te dien. So die aanleer van sekere basiese vaardighede, en gedink dit maak van mense disippels. Nou sulke vaardighede leer mense nie noodwendig om in 'n oop en eerlike verhouding met God en met ander mense te leef nie. Nou glo dat dit juis is wat God van ons as sy leerling, as sy disippels verlang. Dit wat hy in ons lewens wil bewerk, sodat hy in alle opsigte vir ons 'n God kan wees, sy oorvloed met ons kan deel, en ons vir hom gehoorsame kinders kan wees. Dit is nie maar net sekere vaardighede aanleer nie, maar dat ons hom leer ken in 'n verhouding, waar hy ons lewens bepaal. So hierdie reis van disippelskap is eerder 'n reis na binne, na die kern van jou eie menswees, om agter te kom wat werklik hier binne jou aan die gang is. Dis die plek waar die vyand die meeste skade aangerig het. En in elke mens se lewe baie skade is. Die wat dit ontken dra net eenvoudig maskers, want geen mens kan ongeskenk deur hierdie lewe gaan nie.
Daar is te veel seer en te veel onreg. Te veel dinge wat mense aangedoen word. So dit is ook die plek waar God sy grootste genesingswerk doen. Binne ons. Om van ons mense te maak, eintlik die ware oorspronklike mens wat hy ons geskep het en bedoel het om te wees, weer vry maak en gesond maak, sodat ons volgens ons oorspronklike bedoeling kan leef. Dit is daardie werk van God, wat op die ou end van ons vry mense maak. So in hierdie sessie wil ek eers bietjie gesels oor ons uiterlike gedrag. Die gedragstyle wat ons van kleins af aangeleer het. Nou ons almal het van kleins af sekere maniere van optrede aangeleer, wat die beste vir ons werk. Eintlik wat onsself die beste beskerm in sekere situasies waar ons op 'n manier bedreig word. Nou, dis verskriklik belangrik dat ons net eers sal verstaan dat die oorspronklike mens wat God geskep het, die mens wat hy na sy beeld en gelykenis gemaak het, wat in 'n intieme verhouding met hom geleef het, sy aanvaarding beleef het, sy liefde volkome, gemeenskap, intimiteit met God beleef het. Ek wil dit noem die ware self. Daardie mens het geen beskerming of maskers nodig gehad. Daardie ware self het ongelukkig egter van God verwyderd geraak deur die sondeval. Ons het daaroor gepraat. En as gevolg van daardie verwydering, baie is daardie ware self eintlik vervreemd ook van onsself. En as ons baie meer bewus van dit wat rondom ons gebeur, met ons gebeur in hierdie wêreld, as wat ons nou bewus is van God en wat hy doen. En daarom skep ons vir onsself 'n ideale self van hoe ons graag in hierdie wêreld wil lyk. En ons doen dit, jy weet, na aanleiding van die waardes van wat die wêreld volgens leef. Dit wat die wêreld van ons verwag. Begin ons dink maar hoe sal my lewe moet lyk sodat ek aanvaarbaar is, dat mense van my hou, dat ek goed oorkom en al sulke goed. En dan probeer ek opleef na daardie ideale self, wat eintlik 'n vals self is, nie die werklike, die ware self wat God geskep het. En daardie vals self, daardie ideale self, weet jy, hy's verskriklik, lig geraak, kry baie sensitief, so net so 'n dun nervie, want is so sensitief vir enige skewe kyk of skewe woord van ander. Want daardie vals self ken nie meer God se liefde en aanvaarding, sy omgee en nabyheid nie. Dit wat die mens eintlik gemaak het dat die mens tevrede is met hom of haarself, tuis is in sy eie of haar eie liggaam, en 'n vry mens is weggeneem. En daai vals self nou, kan so gou bedreig voel, te nagekom, aangeval, teengestaan, verwerp, aangekla, veroordeel, bedrieg, mislei, verontreg. So die wêreld word 'n vyandige plek, word ervaar as 'n vyandige plek, 'n plek waar dit nie heeltemal veilig is nie, 'n plek waar jy moet leer om jouself te beskerm teen al die vorme van seer wat na jou kant toe kan kom. Nou die sielkundige het ons baie gehelp om die mens beter te verstaan deur die waarneming van menslike gedrag. En dis 'n sielkundige met die naam van Karen Horney wat jare terug al agtergekom het dat mense basies 3 style aanleer om hulle self te beskerm. Of dat verskillende mense hulle self tuis voel in 3 verskillende tipe style. Ek gaan dit net kortliks noem. Nou die eerste styl is die mense wat hulle baie meer tuis voel in 'n vegstyl. Sy noem dit 'n beweeg teen mense styl. Dis mense wat voel hulle kan hulle self handhaaf en beskerm deur amper aan te val. Dit aanval is die beste vorm van verdediging. So hulle vat mense maklik aan met hulle woorde, soms fisies ook, maar hulle is altyd reg om 'n feit aan te vat en ander op hulle plek te sit en reg te sien. Dan is daar mense wat natuurlik nie daarvan hou nie, dis nie hulle persoonlikheid nie. En hulle voel eerder veiliger as hulle onttrek, kan uit die pad uitkom, vlug. Dit is die mense met 'n beweeg weg van mense afstyl. Mense wat hou daarvan om eerder alleen te wees,
As ek uit die pad uitkom, dan sal ek veilig wees. Ek moet net niemand pla nie of niemand aanstoot gee nie. So trek terug. Daardeur word ek beskerm. En dan is daar 'n derde groep mense wat voel hulle is veiliger as hulle ander mense kan behaag, kan please, soos ons in goeie Afrikaans sê. Mense ter wille kan wees. Hulle beweeg na mense toe. Probeer mense se guns wen. Deur selfs gunsies vir hulle te doen of mooi praatjies of goed te wees vir hulle. Dan voel hulle as ek eerder goeie vriendskapsverhoudinge kan bou, dan is ek veilig. Dan kan ek nie seer kry. So dink bietjie daaroor in watter een van hierdie 3 sien jy die meeste van jouself raak. Maar net voor ons nou aangaan volgende week waar ons nou meer na binne beweeg en kyk wat binne ons aangaan, wil ek net 2 goed noem. Dat ek agtergekom het oor die jare dat op hierdie reis, as ons op hierdie punt kom van die disippelskapreis, dat daar mense is wat baie versigtig en bang en onseker raak. Mense wat bang is vir die reis na binne. Hulle sê hulle wil nie nou weer ou koeie uit die sloot gaan grawe nie. Nou daaroor wil ek net 2 goed sê. Eerstens wil ek sê, ons gaan niemand verplig om te gaan grawe wat jy nie kans sien om te grawe of die lus is voor. Onthou, ons deel net waarvoor ons kans sien, wat vir ons gemaklik is. Al wat ons vra is dat jy op jou eie voor God gaan stil raak en vir hom sal vra om vir jou te wys, wat hy vir jou wys, wat jy nodig het om raak te sien, wat jy nodig het om te onthou en wat jy dalk nodig het om te hanteer, om na hom toe te bring. En ek kan jou beloof, God is nie 'n boelie nie. Hy werk sag, hy maak heel, hy maak gesond. Ek kan wonderlike stories vertel van mense wat aanvanklik baie weerstand gehad het en op die ouend dit gewaag het by 'n retreat om so na die Here te gaan en vir hom te vra wat daar is om te wys wat nodig is. En dit was net bevrydend en genesend. Glad nie beskaamend nie. God sal niemand beskaam of op die spot plaas nie. Tweede ding wat ek wil sê, as mens bang is vir ou koeie en jy weet sê, ag, ek het alles klaar hanteer, ek het nou nie nodig om weer in die goed te gaan krap nie. Dis eintlik die duidelikste bewys daarvoor dat dit nog nie hanteer is nie. Ek is jammer as dit jou aanstoot gee, maar dis die waarheid. My ervaring is dat mense wat werklik gesond is, genesing ontvang het van daai seer in hulle binnewêreld, praat baie gemaklik daaroor. Dis vir hulle geen probleem om dit weer te besoek en daaroor te gesels en te getuig hoe hulle daarvan genees het. Maar solank as mense terugskrik en bang is en sê nee, dan kan jy dit nog deur maskers wegsteek vir ander. Maar die mense naby aan jou gaan dit ontgeld, want daardie goed daar binne wat nie gesond is nie, maak dat jy dan 'n mens word wat baie maklik beskuldig, kritiseer, aanval, verdedig, veral vir hulle naby aan jou, en jouself dan verontskuldig en sê, dis hulle skuld, dis hulle wat my so laat voel, dis hulle wat dit aan my doen, dis nie hulle nie. Dit kom van binne af. En dit is waarom hierdie reis 'n reis na binne is, sodat jy binne gesond kan word. En nie nodig het om ander te blameer vir jou optrede, wat nog getuig van seer en emosionele ongesondheid. Dankie dat jy weer saam gereis het.